halleluja. Hierdie lied het my geraak vanaand. Jesus, I need you. Ek weet nie van jou nie, maar ek het hom elke dag van my lewe nodig. Halleluja. Ek kan die sitplekke neem, so dankbaar en bly vir elkeen wat hier is, of die musiekspan sê dankie. Altyd lekker om saam met hulle te bedien. Kyk vir die ou langs jou en sê vir hom, hy sien jou raak. Is nog 'n vraag wat baie keer by my opkom. Ek wonder of God my raak sien. Ek wonder of God my nog raak sien. Jy al so gevoel? Jy al gevoel? Ek wonder of God nog na my kyk. Ek wil vanaand 'n gedeelte met jou deel in die woord van die Here in Lukas 15 van vers 4. Hy sê, wat 'n man onder julle het 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het die skaap gekry wat verlore was. En ek sê vir julle, as daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, maar oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid en vra, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, dat U vanaand vir ons sê, is my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels rondom hierdie gedagte. Want jy sien, dit het my geweldig gepla dat 'n skaap raak verlore. En ons is so geneig om baie keer te sê, ja, maar die pastoor is die herder van die gemeente, so hy moet die skaap gaan soek, maar dis nie waarvan die Bybel hier praat nie. Die Bybel praat hier van 'n skaap wat verlore geraak het, en die herder. En as jy wil weet wie is die herder, die Bybel sê in Psalm 23, die Here is my herder, en ek sal hom breek. En dadelik, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het by my op, dat Jesus die ander laat staan. Hy gaan nie kyk wie het reg gedoen, en of jy die beste vol het, en of jy die beste skaapie is nie. Hy soek die een wat verlore geraak het. Want weet wat, ek het iets besef, dat elke siel is vir God waardevol. Daar is nie een siel wat meer belangrik is as die ander een nie. Kyk of die langs jou, sê vir hom, jy is belangrik. Die probleem is dat ons baie keer nie dink God, iemand anders is belangrik nie. Ons is geneig om te sê, ag, dis 'n jong ouetjie, of dis 'n ou vrou, of dis dan daai ene wat die meeste man. Kan ek dit maar vanaand sê, sy's net so belangrik soos wat jou siel is. En dadelik toe ek dit lees, toe begin dit in my hart op te kom, want die Bybel praat en hy sê hierso, hy het almal gelos om een te gaan soek. Het jy al iets gesoek as jy nie weet waar om te soek nie? Kan ek maar 'n storie vertel? Ek het geboer en ek het boerbokke gehad. Ek weet nie of ken julle daai goed nie? Dis die vieslikste ding wat daar seker is. As jy wil hê dat in jou erf buite, dan raai hom so 3 plase van jou af. Dan behoort hy vanaand by jou te wees. En dan ek baie keer, ek was baie lief vir paardry, so ek het so gemaak, as ek in die middag van die skool afkom, so 2 uur, 3 uur, ons het nie baie bokke gehad, ek het so 30, 300 skape, hulle doen ek met die bok, broer, as ek vanmiddag 2 uur so kan by die huis kom, dan
waai die wind. En dan vanaand as ek by die skaapkraam kom en ek begin te tel, dan sien ek die bokke is nie. Dan weet ek moet om wind op gaan soek. Hulle loop net wind op. Jy kan net gaan, wind op, jy sal kry. So 2, 3 plase verder en kry die bok. En weet jy wat, dit my geweldig gepla, want ek is iemand gewees wat elke aand as die skape ingekom het, en die bokke het gedank hier ons van die bokke ontslaag geraak, want dit het 'n voltydse werk geword, net om hulle te soek. Maar toe die skape, elke aand as hulle inkom, het ek by die kraam gaan staan, en hulle getel, soos wat hulle inkom, ons het net so oor die 300 gehad. So dan was het vir my baie interessant gewees, dat ek baie keer 2 maal getel het. En as ek 1 te minuut, of 2 te minuut, of 5 te minuut, dan tel ek van vooraf, vir die rede, ek wil nie 1 mis nie. Want weet jy wat, ek het nie al ons name geken nie, ek het nie van al name geken nie, ons is skaap, maar weet jy wat God sê, hy het jou by jou naam geroep, jy syne, hy weet vanavond wat jou naam is, hy weet vanavond as jy weg is, hy weet vanavond as jou omstandighede jou vasthou, hy weet vanavond as jy daar onder 'n besenbos lê, hy weet vanavond wanneer jy sit en sê, ek kan nie aangaan nie, ek weet nie wat om te doen nie, hy weet vanavond wie jy is. Ek het een ooi gehad wat baie lastig was. Sy was nie verwegloop. Partykeer alleen. En weet wat is die ergste van alles? Ek het baie keer klim ook op die paard, dan as ek hier die middag so 4 uur al met die paard weg, gelukkig het word jy so 7 uur, 8 uur donker, dan ry ek met die paard, dan soek ek haar. En weet wat is die ergste van ons? 'n skaap wat wegraak, bly nie. Hoekom? Hy is te bang, hy fokus die aandag van die predators op hom. Want hy besef, hy is in 'n krisis. Hy besef, hy is in 'n plek wat hy nie moet wees nie. Hy besef, hy is verlore. Ek wil jy moet vanaand hoor, dis nie te sê, as jy verlore is, daar is nie hoop nie. Weet wat was my die amazingste van alles? Dis baie keer, as jy hom gaan soek, dan lê hy choopstal. As die gras lang was het nog wel 'n triek om hom te kry. Ek het baie maal terwyl ek ry, dan skree ek. Net dat as hy my hoor, dan gaan hy opspring en hardloop. En weet wat? Baie keer het ek gedink, ek weet nie, ek verstaan nie hoe die goed dink nie, en ek weet nie hoekom die Here my skaap gegee wat wegloop nie. Maar weet wat het ek agtergekom in my lewe, is dat baie keer, wanneer ek op soek was na die skaap, was het choopstil en het nie geskree nie. Kan ek het vanaand vir jou sê, baie maal in jou lewe, as jy alleen voel, dan vraag jy die vraag, ek wonder, waar is God? Kan ek jou sê, God is op soek na jou. Hy is net besig om te soek na jou. Hy is besig om te kyk waar hy jou laas gesien het, en waar hy jou dalk aan verloor het, en waar daar dalk gevare was. Hy gaan soek op die plekke waar dit die gevaarlikste is, eerste, want weet jy wat? Hy weet wat jou waarde is. Dit het my geweldig gepla, dat die Bybel sê hierso, ek dink is in die 3de of die 4de vers, as jy my eerste vers kan teruggooi asseblief. Hy sê, hy sê, in die 99 in die woestyn laat staan, en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat. Sê ek vir jou langs jou, totdat. Wat beteken dit? Hy het nie opgehou as hy moeg word nie. Hy het nie opgehou wanneer hy gevoel het die son is te warm nie. Hy het nie opgehou wanneer hy gedink het hy het genoeg gesoek nie. Hy het nie opgehou wanneer hy gevoel het ek gaan hom nie kry nie. Hy het nie opgehou nie as daar die skaap dalk aangeval was en gevreed was, het hy hom gesoek totdat hy die karkas kry. En dit het my
wat verlore is. En toe lees ek 'n ander skrif in die Bybel raak, wat sê 'n verlore seun het 'n besluit gemaak om sy erfdeel te vat en weg te gaan. En dadelik het dit by my opgekom, dis snaaks, hy het hom nie gaan soek nie. En ek wou weet hoekom nie. Want jy sien, ek het hier aan gaan dink, die skaap, en nie vreeslik bruins nie, maar die mens het, miskien is dit, en dit was nie dit nie. En dadelik kom ek op 'n plek, waar ek besef dat die skaap, sal nie weggaan van die groep af, tensy daar iets gebeur nie. Tensy hy afdwaal nie. Tensy hy fokus verloor nie. Ek wil net dit hoor. Want baie keer in ons lewe dwaal ons af en ons verloor fokus. Ek wil dit vanaand vir jou sê, jy kan vanaand in die kerk sit en verlore voel. En hy hou nie op om te soek totdat hy hom kry nie. Het jy al goed genoeg droog gemaak en weggekruip? Ek het hierdie week weer so met blyk gelag. En ek kry baie keer so gier, dat hy net iets doen wat weird maar wonderful is. En dan weet jy, maak droog. En ek kom van my water geneer. Nou, elke nou en dan hol hy na die badkamer en dan maak hy hom vol. Hol hy weer toe. En dan gaan speel hy nou, dan geskiet hy nou die gang nou, pa. En ek sê, nee, dis reg, en dan so rukkie, dis ek blyks weg. En ek gaan soek hom, en hy is die bees, ek gaan kyk buitenkant spesifiek, en hy is nie buitenkant nie. En ek gaan in, en ek kry hom binne in die kamer, waar hy met die kant so sit teen sy lyf, maar hy kruip weg. En ek sê vir hom, hey, wat maak jy? Hy sê, ek het 'n oom raak gespuit en hy was baie mooi. En toe hardloop hy weg en hy gaan kruip weg, want hy is bang, hy is in die moeilikheid. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Baie keer in ons lewe, wanneer ons voel, ons het God teleurgestel, of wanneer dit voel, ons is nie goed genoeg nie, of wanneer dit voel, dat ons in gevaar is, dan kruip ons weg, want ons is bang, ons is in die moeilikheid, ons is bang, ons kom op 'n sekere plek, waar God vra, maar waar is jy? Hoekom het jy nie opgestaan nie? Wat het jy gedoen? En weet wat? Die herder het die een keer vir die skaap gesê, hoekom het jy nie opgestaan nie? Hoekom het jy nie gaan soek nie? Hoekom het jy nie probeer nie? Hy het hom gevat, opgetel en oor sy nek gesit. Om met hom huis te geraak. Maar die verlore seun het 'n besluit gemaak, en ek wil begin klaarmaak asseblief. Want jy sien, dis waar die verskil kom. Die een was gedryf deur sy omstandighede, en God het gesê, gaan haal hom. But the one who made the choice, he said to you, leave him. Kom het hem los. Want hy het self die keuse gemaak. Dis ons snaaks. En baie keer in my lewe gaan dinge verkeerd, dan voel dit, God het van my vergeet. Of versnaaks, hy kom soek my nie. Ek het daar gewoon ou gehoor wat sê, pastoor, ek was vir 6 weke in die kerk, jy wil nie kom soek nie. Ek sê, ek het nie geweet, ek moet jou soek nie. Ek het nie geweet, jy was weg nie. Jy het die kerk gemis nie, ja, het jy gemis. Maar jy het 'n besluit gemaak, jy het 'n keuse gemaak, om weg te bly. Ek kan nie vanaand jou verander, as jy 'n keuse maak nie. Jy
moet self op die plek kom waar jy terugdraai na God. So ek wil vanaand die eerste wees wat sê, as omstandighede jou weggedruk het, of seer, of pyn, of 'n rede, dat jy nie kan loop nie, sal ek jou kom haal met alles binne in my. But if you made the choice, I'll have to let you go. Want die verlore seun, sê die Bybel, het tot homself gekom. Hy het self op die besluit gekom. Hoekom? Hy moet teruggaan. Kan ek het vanavond vir jou sê, baie mense is elke sondag in die kerk, maar hulle harte is nog ver van God af. They're not holy yet. Hoor wat ek sê? Ons beweeg die emotions, ons doen nie, laat die daas nie, hoe as, maar die week, ons is nog nie daar nie. En ek het hierdie week met die Here gepraat, as die Here het verstaan nie, hoekom mense weggaan en nie sê los nie. En God sê vir my, want soos die verlore seun het hulle 'n keuse gemaak. Maar los hom. Hy sal tot homself kom. Ek wil nie met vanavond iets hoor. As jy vanavond daai een is wat seer gekry het, as jy vanavond daai een is wat mismoedig voel, as jy vanavond daai een is wat sê, het voel God het my vergeet. Het voel God het stil geword, hy praat nie met my nie. Het voel my omstandighede het so groot geword, kan ek het maar vanavond vir jou sê, hy soek na jou. Kyk uit. Kyk uit. Hy soek na jou. As jy vanavond in die varkhok van die lewe sit, en jy sê, ek wonder of God van my vergeet het. Wanneer daar is 'n pa in die huis, dat elke dag gehuil het oor sy seun, wat 'n besluit gemaak het. Daar was iemand by die huis, wat elke dag gekyk het, of sy seun die huis toe kom nie. Maar sy pa het geweet, let go, and let God. Sy wil vanavond vir jou vra, as jy vanavond op 'n plek is, waar jy wonder, waar is God? Vra jouself die vraag of jy nie op daai plek is, as gevolg van die keuse wat jy gemaak het. En hy het 99 in die woestyn staan en agter die een aangegaan wat verlore is, totdat hy dit kry. If you were done wrong by anyone that hurt you, God is still looking for you. But if you make the choice, you will have to turn back to God. Vanavond sit ons hier. Jy het nog aan sy storie
preek het nou nie veel vir my bedoel nie. Dan wil ek vanaand vir jou sê, hy is dalk nie gemik op jou nie, hy is dalk gemik op jou vrou, of jou kind, of jou man, of jou buurman. En jy kan vanaand bid en vra, Here, gaan al my kind God soek. En God doen nou nie, dan vra jy, Here, hoekom het jy my teleurgestel, het jy nie teleurgestel nie? Hy het 'n keuse gemaak. Dat hy self van my wegdra. Vanaand sit ek en jy hier. Jy kan vanaand verlore voel. Terwyl jy in die huis is. Ek wil iets vanaand vertel wat ek nooit gedink het waar is nie. Ek het dit baie keer met mense gedeel wanneer ek berading doen, wanneer ek met hulle praat. So 'n eggenoot in die dood mag gestap en dan sê ek, jong, jy kan baie keer tussen 1000 mense wees en nog steeds alleen voel. Maar baie keer het ek weggestap en dink ek, wat is die keuse man? Jy moet net regkom. Maar ek wil dit nie vir hom sê nie. Totdat ek self van hy boot was. Baie keer tussen honderde mense voel ek is die alleenste persoon op aarde. Kan ek het maar vanaand sê, jy kan vanaand hier sit en eers jou man of jou vrou of jou kinders weet wie jy voel nie. En ek wil jou die waarborg gee, as dit omstandighede is wat was, wat gemaak het dat jy weggedryf het in jou geestelike lewe, is God op soek na jou. Is die Herder op soek na jou. Die kruisiging met sy soektog begin, want hy het gekom vir hulle wat verlore is. Alleen om het hoor. Maar as jy weggedraai het en self weggestap het, sal jy die besluit moet maak om terug te kom huis toe. Om weer by God uit te kom. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand moet rondkyk nie. Hy sal jou nie miskyk nie. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ek voel party dat U van my vergeet. Ek voel party dat ek leef in die woestyn. As niemand wat omgeet nie. As niemand wat na my soek nie. As niemand wat na my kyk nie. As jy vanaand so voel, dan wil ek vanaand vir jou sê, hy sal nie ophou soek, totdat hy jou gekry het nie. Maar als de ander mense het vanaand wag dat God nou moet soek. Jy voel alleen, jy voel niemand gee om nie. Dan wil ek even eers na jou keuses kyk. Of jy nie self besluit het om weg te stap nie. As jy vanaand enige een van die twee voel, as jy vanaand voel, hy het my vergeet, of as jy vanaand voel, miskien moet ek terugdraai, dan op jou hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die handen wat recht op die gehoor opgaan. En ek wil jou vraag om op te staan, saam met my as jou hand wordt gesteek het. Ek wil graag saam met jou bid vanavond. Onze Vader, wat in die hemel is.
Ek wil vanaand na U toe kom en sê, Here, as dit my besluit was, wil ek my besluit verander en ek wil terugkom huis toe. Ek wil terugkom na die teenwoordigheid van God toe. Ek wil terugkom na sy voete toe. Ek wil terugkom na my Pa se huis. As daar mense is wat vanaand seer gekry het, van leners, van die veld lees gevolg van omstandighede, dan wil ek vanaand bid, Here, moenie ophou soek totdat U hulle gekry het nie. Here, dis vanaand my gebed. En ek wil bid vir elke persoon wat op hulle voete staan, wat vanaand gesê het, Here, hier is ek, sien my raak. Here, hier is ek, help my om my besluit te verander. Ek wil vanaand kom net soos wat ek is, Here. U het my nie skoon gemaak toe U my opgetel het nie. U was nie kwaad vir my nie, U was bly, want die hemel het fees gevier. Daar was feesviering, omdat U vanaand gekry het, waarna U gesoek het. Daar was feesviering toe die verlore seun huis toe kom. En ek wil vanaand bid en vra, Here, as ons vanaand van mense weet wat seer gekry het, of mense wat 'n besluit gemaak het, help ons om die regte tyd met elkeen van hulle te praat, om God te soek met hulle hele hart. En Here, dat U na hulle sal soek met alles in U. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen. Ek kan nie sit lekker neem. Terwyl die musiekspan na vore kom, wil ek 'n laaste gedagte met jou deel. Die Bybel sê, hy het sy vriende bymekaar geroep en 'n feesmaal gehou. Hoe dit was hy skaap nie, maar hy het 'n maaltyd gehou. He was excited for the one. Kan ek het maar vanaand sê, jy is nie opgewonde as jy 'n 5 sent kry dat jy verloor het nie. Maar gaan kry jy R5,000 dat jy verloor het. Want jy weet wat is die waarde. Stem nie met my saam? God weet wat jou waarde is. En dis hoekom hy sal ophou om jou te sien.